TGBN TV. En die vuuroond moes nog hoeveel keer warmer gemaak word. Selfs die manne wat hulle in die vuuroond gegooi het, het geskroei. En Daniel se 3 vriende het in die vuuroond ingegaan. En skielik het hulle nog 'n persoon by hulle in die vuuroond gesien. En Jesus het die vriende gered. Jesus het Daniel se vriende in die vuuroond gered. Hulle het nie gebrand nie, hulle is nie geskroei nie, hulle het ook nie eers na vuur of rook geruik nie. So groot is Jesus, God, dat hy Daniel se vriende gered het. En hulle geloof was sterk, dat hulle nie eers getwyfel het nie, dat Jesus hulle kon red. Dan lees ons in Daniel 6, vers 1 tot 11, van Daniel in die leeukuil. Daar is dit dieselfde. Daniel het verkies, Daniel het geweier om die koning te aanbid, en hy daagliks en voor 'n oop venster het hy gaan bid, en hy het vir Jesus aanbid. Hy het geweier om die koning te aanbid, en die mense van die koning was baie omgekrap, en die koning het bevel gegee, dat Daniel in die leeukuil geplaas moet word. En Daniel het vertrou op Jesus, en te midde van dit in die leeukuil, het Jesus hom gered. En hy is uit die leeukuil uitgehaal, die leeu's het hom nie aangeraak nie, hy het niks uit oorgekom nie, want Daniel se geloof was sterk, en hy het net op God vertrou, en God het hom uit die leeukuil uitgered. So groot is Daniel se geloof gewees. Dan lees ons in Johannes 11, vers 21 tot 27. Dit gaan oor Lazarus wat dood was, en Jesus het hom opgewek. Martha was baie ongelukkig oor Jesus wat laat gekom het, want hulle het vir Jesus laat weet, Lazarus is op sterwe. Maar Jesus het besluit om nog 4 dae te wag. Hy was 4 dae laat. En toe hy daar aankom, was Martha baie ongelukkig met Jesus. Het hom sê, maar as u hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. So sy was baie omgekrap met Jesus, oor hy nie betyds was nie. En Jesus sê vir Martha, as jy glo in hom, is alles moontlik. Maar sy het tog nie verstaan wat hy gesê het nie. Maar sy het gedink, eendag na die wederkoms of na die wegraping, dan sal sy sy broer weer sien en opgewek word. Maar sy het nie verstaan nie. En Jesus het na die graf gegaan en hy het in geloof geroep en Lazarus is opgewek uit die dode uit. So het Jesus ook geglo en geweet, hy kan sy vriend red. Ten spyte daarvan dat Martha kwaad was vir hom en sy het nie verstaan nie. Maar hy het in geloof gegaan en hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Dan lees ons in Ester 5 vers 1 tot 9. Dit gaan oor Ester wat uit haar by haar huis weggeneem is en na die koning se huis toe gegaan het, want die koning het 'n koningin gesoek. En Ester is toe gekies as die koningin van die paleis. Maar in daai dae, dit het so gewerk, die koningin mag nie na die koning toe gegaan het, sonder dat hy haar ontbied het nie. Maar dinge het skeef geloop, en die volk was in gevaar gewees. En haar oom het haar gevra, sy moet na die koning toe gaan en die saak gaan verduidelik, sodat sy haar volk kan red. Maar Ester was eers bang gewees, maar sy het toe gegaan en sy en haar diensmeisies het gevas, en hulle het gebid, en sy het geglo en getrou op God, en sy het besluit, sy sal na die koning toe gaan, maar die gevaar was daar, dat die koning haar kon doodmaak, want die vrou mag nie na die koning toe gegaan het, sonder dat hy haar ontbied het nie. En as sy dit gedoen het, kon sy gesterf het. Maar Ester het geglo in Jesus, sy het op hom vertrou, en sy het in geloof
gegaan. Sy het in geloof na die koning toe gegaan en sy het haar volk se saak gestel en daardeur deur haar geloof is haar volk gered. So sy het in geloof na die koning toe gegaan en sy het haar volk gered van 'n gewisse dood. En dan lees ons in Rit 1. Daar sien ons ook van 'n groot geloof. Naomi het 2 seuns gehad en toe is hulle getroud en Naomi se seun se man en haar 2 seuns is toe dood. En later het sy besluit om terug te gaan na haar stad toe in Bethlehem. En op pad het sy omgedraai en sy het gesê die 2 skoondogters moet teruggaan na hulle land toe, na hulle familie toe, want sy het niks om hulle te bied nie. Maar Rit het besluit, sy gaan saam met Naomi gaan. Sy het in geloof gegaan, onthou, sy het nie die plek geken nie, sy het nie die land geken nie, sy het in elk geval ook nie eers Naomi se geloof geken nie. So sy het absoluut in geloof gegaan saam met Naomi. Sy het niks van die plek geweet nie, maar sy het besluit om saam met Naomi te gegaan. En daar het sy in geloof gegaan. En sy het vir hulle gaan are optel. En in geloof het sy na Boas toe gegaan. En Boas het haar na het aangeneem en hy het met haar getrou. So dis geloof. Sy het in geloof saam met Naomi gegaan, alhoewel sy niks van haar geloof geweet het nie, sy het niks van die plek geweet nie, daar was niemand wat sy geken het nie. Maar sy het in geloof gegaan en sy het besluit om saam met Naomi te gaan en vir Naomi te versorg. So dit is geloof en getrouheid om saam met haar skoonmoeder te kon gaan na 'n plek wat sy nie eers geken het nie. Dan lees ons van Matteus 10 vers 1 van die 12 apostels. Die 12 apostels moes alles agterlaat en in geloof gaan om die woord te verkondig. Hulle moes hulle huise agterlaat, hulle moes hulle familie agterlaat, hulle moes alles agterlaat om Jesus te volg en om Jesus se woord te gaan verkondig. Dis geloof, hulle moes 'n sterk geloof en in Jesus gehad het om alles agter te laat en hom te volg en sy woord te gaan verkondig. So hulle moes geloof gehad het om alles agter te laat om die woord te kan verkondig.